Baie dankie, liewe Here, vir alles wat U altyd vir ons doen. Dankie dat U vir ons die Sabbat gemaak het, dat U geweet het hoe nodig ons dit sal hê. Dankie dat ons hier by die kerk kan wees. Help ons om die dag te geniet en waar almal dan weer vanmiddag verskillende plekke sal gaan, dat U ons sal veilig hou. Asseblief, Here. Amen. Ek wil vandag met julle praat oor 'n stukkie wat ons in Exodus kry, waar God hierdie vraag lank terug aan Moses gevra het, en ek glo dit vra dit nog steeds vandag vir elkeen van ons. In Exodus 4 vers 2 het God vir Moses gevra, wat is in jou hand? Dit is 'n eenvoudige vraag wat hy vir hom gevra het, maar dit het groot betekenis. God het nie gevra, wat het jy nie, of wat kan jy nie kry nie, maar hy het gevra, wat het jy by jou, wat ek kan gebruik, tot uitbreiding van my koninkryk. Hy vra wat jy reeds het, al is dit klein of onbenullig. En ek wil begin deur vir julle 'n storie te vertel, 'n persoonlike storie, wat met my gebeur het een keer. Dat was in my 2de jaar van SWAT, ek SWAT verpleegkunde, en was my heel eerste keer dat ek vir iemand 'n inspuiting moes gee. 'n intramuscular diep inspuiting, nie 'n vlak enetjie nie. En ek het die naald by my. Dit was 'n maklike inspuiting, want ek moes niks voor die tyd meng nie. Ek kon net die naald se dopie afhaal en hom spuit. So is regtig nie moeilik nie. En ek het al die regte toerusting gehad, ek het myself mooi prepare, ek het dit al voorheen gedoen, maar nog nooit op 'n regte mens nie. En shame, hierdie tannie, dink ek het gesien, ek weet glad nie wat ek doen nie, want ek kon nie as die dopie van die naald afkry, want soos jy maak net so, en ek kon nie dit doen nie, ek draai en ek kry hom nie af nie. En sy was baie bang, en sy sê, ek moet hom nie seer maak nie, en ek sê, nee, toe maar tannie, ek sal nie, ek weet wat ek doen, ek het nie geweet wat ek doen nie, maar met die naald gaan ek toe, en ek begin te spuit, en ek weet nie of julle al ooit so iets moes gedoen het nie, maar dit is nogal nie lekker om iets binne in iemand se vel in te druk nie. En ek druk hom halfpad in en ek stres en ek dog nee, ek doen die verkeerde ding en ek trek hom weer uit. En ek druk hom toe weer in en toe spuit ek en shame, alles was daarom okay gewees en die suster wat gekyk het vir my gesê, wat doen jy? Hoekom het jy hom uitgetrek en weer ingedruk? Maar daarom het die tannie het al inspuiting gekry, ek het dit nie weer gedoen nie, ek beloof. Maar ek het daarom iets daarvan geleer. En dit is presies partykeer hoe ons geestelike lewe ook is. Ons het alles wat ons nodig het, ons het die regte instrumente, ons het die naald, dat ons voorberei vir ons reeds, maar ons weet net nie, ons het ook net nie die kennis of die ervaring om te weet presies hoe ons dit kan gebruik nie, om regtig effektiewe doel te hê vir ons lewe. Maar wanneer ons dit egter in God se hand plaas en hy vir ons wys hoe ons dit kan gebruik, dan kan hy ons selfs ons klein goeders wat ons het gebruik en iets nuttigs daaruit kry. Exodus 4 vers 2 tot 3 gaan ek vir ons lees. Dit sê, toe sê die Here vir hom, wat is in jou hand? En hy sê, 'n staf. Toe sê hy, gooi dit op die grond. En hy gooi dit op die grond en dit het 'n slang geword. En Moses het voor dit gevlug. Nou kyk, Moses was 'n herder, hierdie was 'n gewone herderstaf wat hy in sy hand gehad het, dit was iets wat hy elke dag saam mee geloop het, en hy het dit gebruik om die skape maar te lei, dit was nie iets besonders nie, maar toe hy dit aan God oorhandig, kom ons kyk bietjie wat alles hierdie staf van hom geword het. Dit het eerstens, wat ons hierso lees, dit het 'n slang geword, wat God se krag kon wys teen die towenaars en die mense van Egipte. Dit het die Rooi See oopgemaak, toe hulle daar gekom het, sodat Israel kon deurloop na vryheid. Dit het water uit 'n rots uit laat vloei in die woestyn. En dit het die stryd teen Amalek, teen Amalekiete oorwin. Terwyl Moses sy staf in die lug gehou het, het die Israeliete gewen, en as hy dit laat sak het, het hulle weer gewen. Solank dit in Moses se hand was, kon hierdie staf, die eenvoudige herderstaf baie doen. So God vra nie vir ons iets groots of indrukwekkends nie, hy vra net, wat is reeds in jou hand, wat het jy by jou, wat jy kan gebruik. Jy kan dalk sê, Here, dit is maar net my stem, dit is maar net my tyd, dit is maar net my klein bietjie geloof wat ek het, maar hy sê, dit is genoeg, gee dit vir my. So net soos Moses se staf, maar ietsie kleins en alledaags was, is daar nog 'n Bybelvoorbeeld wat ek met julle wil deel, van iets kleins wat iets groots gemaak het. Ons kry dit in die storie in Johannes 6 vers 9 tot 13, waar Jesus met
die mense gepraat het, lang gepraat het, die duisende mense wat daar was, en daar was nie genoeg kos nie, en die disippels het begin skarrel en gesê, waar gaan ons kos kry, wat gaan ons doen, om al die mense te voer, en daar was 'n seun toe gewees wat vorentoe gekom het, met 5 brode en 2 visse. Nou die seentjie se kosblik was ook klein, daar was duisende mense wat honger was, en hy kon maklik gesê het, wat gaan my 5 broodjies en 2 visies nou regtig 'n verskil maak vir hierdie duisende mense. Hy kon soveel maklike verskonings opgemaak het, wat nuttige verskonings is. Ons kan dit baie keer sê, maar kyk hoe baie mense is daar wat sukkel, of kyk hoe baie mense, wat gaan ek nou regtig 'n verskil maak vir so baie mense? Maar hy het nie, en hy het vorentoe gegaan, en hy het gesê, hierso, vat my broodjies, vat my visies, en doen iets daarmee. Weereens, hierdie klein dingetjie wat hy gehad het, toe hy dit oorgee aan Jesus, was dit wonderbaarlik gebruik gewees. Jesus het uit daai klein bietjie wat hy gegee het, het hy duisende gevoer. En daar was selfs 12 mandjies wat oorgebly het, oorblyfsels. Dit gaan nie, dis oor die grootte van jou gawe nie, maar die oorgawe daarvan aan God. Johannes 6 vers 12, aan die einde van die storie sê, maak die oorblyfsels bymekaar, sodat niks verlore mag gaan nie. So hierdie gebroke, of die laaste paar stukkies brood wat oorgebly het, was nog steeds vir Jesus belangrik gewees. Net so is ons gebroke dele wat ons het, wat ons dink ons moet wegsteek, of voor skaam moet wees, jou mislukkings, of jou seer, en hierdie klein fragmente van jou lewe, is baie waardevol vir God. Hy wil niks mors van ons nie. Hy sien potensiaal in elke stukkie van ons. Hy wil die stukkies van ons bymekaar maak, en dit verander en dit gebruik ook vir sy koninkryk. Maar God doen meer as net om die stukkies bymekaar te maak en daai gebroke dele van ons te gebruik. Hy vat daai gebroke dele en hy verander ons. Romeine 12 vers 2 is een van my gunsteling verse, dit sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. So kom ons dink aan die rispe. 'n Klein, party mense kan sê lelike diertjie wat nie enige iets besondere gawes of talente het nie. Dan gaan hy in die kokon in, en binne daar gebeur iets ongeloofliks. Julle weet, julle het almal al geleer daarvan op skool. Sy liggaam word so deel vir deel opgebreek, en dan in 'n vloeistof, en dan gebeur daar iets daar binne, en dan vorm hy nuwe dele. Hy kry vlerke, hy kry klere, hy kry antennes. Dis nie net verbetering nie, dit is 'n volle nuwe herskepping. Dit is, hy was iets, dan word hy 'n vloeistof, en dan word hy heeltemal iets nuuts. En net soos die vlinder dan moet sukkel om uit die kokon uit te breek, ons weet, ons kan hom nie help nie, hy moet self daardeur kom, sodat hy kan vlieg eendag. Is dit baie keer wat gebeur in ons lewe, wanneer ons deur 'n stryery gaan, of deur 'n donker seisoen in ons lewe gaan. Ons kan dit nie doen, ons kan nie daai transformasie ervaar, deur dit te gaan nie. En God, dis wat God in ons sien. Hy sien die vlinder in elkeen van ons rispe, en hy kan sien waar ons potensiaal kan heen lei. Hy sien wat jy kan word, selfs al voel jy nog soos 'n rispe en 'n donker kokon dalk. En so bring dit ook dan die vraag vanoggend vir ons. Dieselfde vraag wat God vir Moses gevra het daai tyd, dieselfde vraag wat daai seentjie dalk vir homself gevra het, wat die broodjies en die visies gehad het, is, wat het jy in jou hand, wat jy kan gebruik? Wat is alledaags, jy dalk die regte instrumente, soos ek gehad, maar jy weet nie hoe om dit te gebruik nie. Maar wat kan jy dan oorgee aan Jesus? Want ons sien dit oor en oor hoe, in die Bybel, dit was nie die wonderlike mense met die wonderlike talente, of die groot goeders wat God gebruik het, om groot goed vir hom te doen. Dit was eenvoudige goed. So Moses het 'n staf gehad, maar in God se hand het dit 'n groot instrument geword, wat wonderwerke verrig het. Die seentjie het 5 brode en 2 visies gehad, klein, maar in Jesus se hand het dit duisende gevoed, en daar het nog oorgebly. Die gebroke stukkies brood is ook nie gemors nie, selfs ons gebroke dele wat ons kan dalk wegsteek, of nie wil gebruik tot uitbreiding van God se koninkryk nie, want ons dink is nie genoeg nie, is waardevol en belangrik vir God, en hy het daaraan gedink, en hy het dit weer bymekaar gemaak.
En dit eindig nie by ons gebroke dele nie. Ons gaan nie vir ewig gebroke bly nie. As ons daai gebroke dele ook in Jesus se hand sit, kan ons soos daai rispe in 'n vlinder in verander. En God kan ons heeltemal transformeer en heeltemal verander. So die vraag wat julle vandag moet vra is, wat het ek in my hand? Wat kan ek gebruik wat uniek tot my is? Julle is almal in verskillende dele van die wêreld en verskillende beroepe en areas van lewe en julle almal unieke verskillende mense wat julle kan bereik en talente en plekke waar julle kan wees, waar julle God se koninkryk kan wys en waar julle die lig kan wees. En die vraag is, wat het jy wat jy kan gebruik? Al is dit klein, of is dit gebroke, of is dit net jou tyd en jou talente? Plaas dit in God se hand en hy kan dit gebruik om iets groots en moois daaraan te doen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie wonderlike Sabbat wat ons so ver kon gehad het. Dankie dat U dit vir ons gegee het. Dankie dat ons hier mekaar kan kom en mekaar ook kan ondersteun. Here, ek vra dat U ons sal help om te besef die waarde wat ons talente het in U hand. Help ons dit vir U te gee en help ons om totale opoffering te maak van alles wat ons het, sodat U dit kan gebruik en kan uitbrei. Here, ek vra dat U ons sal seën deur die res van die dienste vir vandag. Ek vra dat U asseblief die offergawe sal seën wat ingekom het en ook waar dit gebruik gaan word, wees met die mense daar om dit reg te gebruik. Ons is baie dankbaar vir alles wat U vir ons gee en ons is dankbaar dat ons nou 'n stukkie vir U kan teruggee. Seën ons asseblief deur die res van die dag en die res van die Sabbat. Ons bid dit in U naam. Amen.